mal besig. Is dit dalk hoe jy jouself beskryf aan mense daar buite? As iemand vir jou vra, wat doen jy? Dan sê jy, ek is mal besig. Ek hardloop rond van die een punt na die ander punt. Hierdie werkwinkel is dalk heel moontlik vir jou. Jy moet in die eerste plek kan herken dat jy siek is. Siek deur besig te wees? Ja, daar is sekere simptome van te besig wees. Ons lewe in hierdie omstandighede of in hierdie samelewing waar dit amper 'n statussymbool geword het van hoe besig kan ek wees? Hoe vol is my dagboek? En hoe kan ek brag by die braai van hoe crazy busy my week was? In hierdie werkwinkel gaan ons fokus op 8 areas. Die eerste een is die duiwel versus die mensdom daar buite. Daar is sekere dinge wat gebeur het, deur aan die begin, toe Adam en Eva van daardie vrugte geëet het. En ons gaan kyk, maar hoe het die mensdom verander? En hoe het dit ons geïndoktrineer om vir ons te vertel, dat om verskriklik besig te wees, en oral betrokke te wees, die ding is om te doen. Die tweede stap wat ons gaan neem, is om te erken en te sê, hallo, my naam is Rosaan, en ek is besig. En ek is siek daarvoor om so besig te wees. Want as jy nie by 'n plek van erkenning kan kom nie, gaan jy dalk bietjie begin sukkel. Ons gaan dan oorbeweeg na daardie gevoel van, jy's hier, dan is jy daar, en dan is jy op die ou end net weg. En hoe jy jouself opsom as dalk 'n jack of all trades, waar jy jou vingers oral in het, en hulle meeste van die tyd net verbrand. Hoe jy sukkel om fokus in jou lewe terug te kry, omdat jou fokus totaal skatterd oor 'n klomp areas is. Dan beweeg ons oor na 'n area wat ontsettend belangrik is, en dit is om te eet vir volgehoue energie. Is dit dalk by jou ook nou 2 uur, 3 uur die middag? Jy kan jou oë nie oophou nie, jy kan jou kop nie reg ophou nie, want die dag was net vir jou te lank. Wel, ek is 'n sprekende voorbeeld daarvan. Ek het ook so geleef. Tot ek 'n dieetkundige gaan sien het, wat my gehelp het om meer te eet. Ek het in die eerste plek baie gewig verloor deur meer te eet, hoe wonderlik is dit? Maar ook volgehoue energie te hê, om die hele dag te kan doen wat ek moet doen. Mense te inspireer en hulle te help met hulle probleme, maar ook tot vanaand 7 uur te kan rondhardloop buite saam met my 2-jarige. En dit is wat sy vir jou wil kom doen. Sy wil vir jou ook kom leer om maklik op sakpas maniere 'n gesonde, gebalanseerde lewenstyl vir jouself, maar ook vir jou gesin te kweek, al is jy besig. Ek het net nou genoem dat ek glo dat om besig te wees eintlik 'n siekte is. Dat iets is waaraan ons ly. En die onderliggende beginsel daar agter is dat 'n ou te trots is om hulp te vra. Dat jy glo dat jy die enigste persoon is wat hierdie situasie kan uitsorteer. Dat jy glo dat dit van jou 'n swakkeling maak om hulp te vra. Of dat jy glo dat wie en wat jy is tog goed genoeg. Dat jy glo dat jy moet superwoman of superman daar buite wees. En dit het alles die ondertoon van trots. En ons gaan 'n bloedneusgeveg hê met trots, sodat ons daardie ding, daardie doring in jou vlees, kan uitsorteer. Toe ek vir my ma noem dat ek vir kliënte aanraai om minder aktiwiteite vir hulle kinders te boek, toe kon sy oor nie glo nie. Want hulle het vir ons na 'n groter stad toe getrek, juis sodat ons kan meer geleenthede hê. Ek is bitter dankbaar daarvoor. Ek was oral en by alles betrokke gewees. Noem die t-shirt en ek het hom in my kas gehad. Maar ongelukkig is ons kinders se aktiwiteite ook een van die groot probleme hoekom ons as ouers so mal besig voel. Hoekom ons rondjaag van die een aktiwiteit na die ander. Waar aktiwiteite soms met 2 of 3 kinders selfs oorvleuel. Dat ons net sukkel om ons dag te beplan, of ons moet iemand aanstel om ons kinders apart rond te ry, omdat hulle so baie aktiwiteite het.
So, ek weet dis 'n bitter moeilike ding, maar is iets om te oorweeg, om te sê, maar is dit regtig goed vir my kind se ontwikkeling? As hy by so baie goed betrokke is dit regtig goed die stres wat hy ervaar om by dit alles te moet uitkom en alles goed te presteer en dan ook in 'n stresvolle kar en verkeer te moet sit, saam met 'n moeilike mamma of pappa, is dit regtig die moeite werd. En dit is waarna ons gaan kyk in daardie afdeling van Crazy Busy. Ons gaan dit afsluit deur 'n bietjie te gesels oor selfone, die tablette wat ons gebruik, sosiale media, want dit hou ons deesdae verskriklik besig. Dit steel ons tyd, dit steel ons energie en het meeste van die tyd eintlik 'n slegte invloed op ons emosies. Hoeveel van julle kan regtig dit wat julle lees, as julle so blaai deur julle feed, hoeveel van julle kan dit regtig so filter, dat jy net opbouende dinge lees? Dit is bitter moeilik, want slegte nuus en slegte foto's en artikels pop oral in. So ons gaan bietjie kyk na watse reëls kan ons vir onsself stel. As ons hierdie crazy besige lewe van ons wil meer kondenseer, as ons wil eenvoudiger en rustiger lewe, hoe gaan ons dit verander? En dan gaan ons op die ouend afsluit van, hoe kan ons lief hê? As ons sê dat kwaliteit tyd die enigste way is, omdat om kwantiteit tyd met mense te spandeer, net menslik nie meer moontlik is nie. Wat is jou definisie van kwaliteit tyd? En wat is die behoeftes van die mense om jou? En hoe kan jy dit gaan kommunikeer? So ek sien uit om jou te sien by een van hierdie werkwinkels. Ek sien uit daarna om jou werknemers te kom vertel van besig wees, om hulle te kom leer hoe om met baie dinge besig te wees, maar hulle aandag op een ding op beslag te fokus. Want ons kan nie eintlik so goed multitask as wat ons dink ons doen nie. En regtig, jy hoef nie, en jy is nie superwoman nie. Jy het nie daai superpowers gekry nie. Ek sien julle daar.